planne vir volgende jaar? So ek gaan volgende jaar by UJ BCom beleggings gaan studeer en dan is my plan om my honeurs te gaan doen vir 'n Chartered Financial Analyst en ja. BCom beleggings, dis Ja. nice. Dis 'n lekker industrie om in te wees. En jy weer? Ja, so ek gaan besigheidsbestuur by Akademie Swart. Ah, Ja, Okay. ek wou altyd 'n ingenieur gewees het. 'n siviele ingenieur om presies te wees. Albei my neef is 'n siviele ingenieurs. Maar ek het bietjie my belangstelling verloor. Veral ook nou met die besigheid en so aan. So toe het ek heeltemal 'n shift of view gekry. Oor my oorlewe ek meer 'n besigheidsuitkyk oorlewe gekry. ja, ek het altyd as 'n siviele ingenieurswese besigheid begin. Ek het 34 van hulle wat vir my werk. Ja, ek dink jy het die goeie keuse gemaak. Welkom by die Maak my 'n miljonair potgooi. In hierdie potgooi gesels ons met al die Maak my 'n miljonair deelnemers as ook vorige jaar se deelnemers om bietjie hulle stories te leer ken, om hulle bietjie beter te leer ken en 'n paar tips en tools van hierdie hoërskool entrepreneurs af te kry wat jou kan help in jou besigheid. Ek hoop julle geniet die stories, ek hoop julle geniet die gesels en ek hoop julle geniet hierdie jong entrepreneurs. Vandag op die Brandbank het ons vir Wian en Philip. Baie welkom op die Brandbank manne. Baie dankie man. Sure. Ja, jy moet nou help dink. Ek is Philip Jacobs en hierdie is my vernoot Wian van der Merwe. Ons het 'n kop vir besigheid, ons is entrepreneurs. Philip, Wian, welkom op die Brandbank. Ons is 2 matrikulante by Hoërskool Oeverkruin en ons besigheidsnaam is WMP Heuning. Ons verkoop prima rou organiese heuning. Ons gaan werk, ons moet nou 'n bietjie opvang. Kyk, ons het nogal met mekaar geargumenteer hier, hoor. Ons het nou baie vinnige hardloop. Ek het my sterkpunte, hy het sy sterkpunte en ek vind ons maak 'n goeie span. Ja, Jalan was die ander. En julle het hierdie jaar deelgeneem. Ja. En julle was matriek. Ja. En as ek dit reg verstaan, vandag het julle vir die laaste keer julle skoolklere aan. Goeie afsluiting, ja. Ja. Hoe voel dit? Nee, dis lekker hoor, it's exciting. Ek sien uit vir die toekoms en dis nou hardste dat ons afskeid neem van die skool, maar ja, dis exciting. Ja, beter ding om te kom. Ja. Ja, die wêreld is nou oop voor jou. Ja, nee. Hoe was julle Maak my 'n miljonair reis geweest? Julle het nou hierdie jaar deelgeneem, 8 maande van julle lewe in julle matriekjaar. Ja. Dit wil gedoen wees. Hoe het julle dit afgepoel? Het julle nog steeds toetse en punte gekry en take gegee terwyl julle Maak my 'n miljonair gedoen het? Dit was baie rof geweest. Ek onthou een ding is met die kragdag geweest. Ons het nog daai dag, die Vrydag het ons wetenskap geskryf. So daai hele week moes ons voorberei vir kragdag. Ek dink ons het oor die 400 bottels heuning verpak en so aan. So dit was nogal 'n tydsame storie. Ons skryf die oggend toe wetenskap en ons gaan en na ons wetenskap geskryf het, teken ons uit ons gaan kragdag doen. Maar ons het dit darm nie skool afgeskeep nie. Maar ja, dit was uitdagend. Nog steeds goeie punte gekry? Ja, nee, gelukkig, ja. Nee, wel dit wil gedoen wees. Nee, dit Ja. is, ja. En ek onthou nog ook daai kragdag aand, daai Vrydag aand, het ons al die waggie bietjie heunings uitverkoop. So toe het ons nog daai aand gesit en nog heuning verpak weer. So ons het albei toe ook nou dat hy sê ons het so bietjie skool afgeskeep, daarom nie soveel dat ons onderskeidings verloor het nie. So ja. So Maar hoeveel dat was nog onderskeidings steeds- het elkeen van julle? Hoewel julle gaan nou seker eers uit Ja, volgende jaar. my jaarpunt, ek 6 onderskeidings daarom gehad. Ja, ek het daarom 5. Dis awesome. Ja. Daar's soveel entrepreneurs of hoërskoolleerders wat vir my sê ek kan nie hierdie jaar besigheid doen nie want dis in my matriekjaar. Dis my besigste jaar. So ek kan nie 'n besigheid bedryf hierdie jaar nie. Julle twee manne het bewys dat julle kan matriek klaarmaak, julle kan onderskeidings kry vir dit en julle het 'n besigheid bedryf heel jaar deur. Ja, en ek het nog aan sport ook deelgeneem. En sport ook nog. Ja, so ek het atletiek gedoen, ek het tafeltennis gespeel en cricket gespeel. So dit was Het een van julle 'n meisie? nee. Nee. Okay, Nee, hulle vat baie tyd. So wat is die secret? Is daar 'n secret wat julle wil deel? Kyk, ek dink dit gaan alles oor as jy passievol is. Ek het baie dae gepot gooi gekyk. Dit is 'n ou wat gevra het, hoe kan jy jou tyd bestuur dat jy doen wat jy wil doen sonder om tyd te verloor. Toe sê hy die geheim is jy moet dinge kry wat as jy in jou vrye tyd dit doen, voel dit nog steeds soos vrye tyd en nie soos 'n straf nie. So ek het geniet om elke aand e-mails te stuur en te sit en heuning verpak. Dis my baie lekker eintlik. So ja, was my lekker en om te verkoop, ek het baie geleer hierdie jaar. Ek was maar 'n stil teruggetrokke ou.
En by kragdag het ek my skoon verbaas met die hoeveelheid mense, vreemdelinge met wie ek gepraat het en heuning verkoop het. So maak seker jou besigheid het iets te doen met jou passie. Absoluut. Dan gaan dit ja. voel soos jou aftyd en nie soos werktyd. Nee, Ja. dit is jy moet jou Ek hou tyd daarvan. bestuur. Soos dit is Alex Hormozy, ek weet nie oom het dit al dalk gehoor, wat hy sê hy doen so een week in 'n maand, of een week in 'n jaar wat hy vir hom 'n spreadsheet opstel vir elke 15 minute. En dan as hy dan na 15 minute dan teken hy op waarmee hy besig was. Sodat hy kan track hou met waar hou hy homself besig met die regte dinge. En ja, mens moet dit doen. Jy moet jou tyd so bestuur dat jy nie verlore raak op sosiale media, TikTok, Instagram of net sit en niks doen nie. Ja, so jy moet jou tyd so bestuur. Ja, want jy kan besig wees, maar nie Ja. effektief wees. Ja, absoluut. Definitief. Ja. En ek dink julle twee manne was effektief hierdie jaar gewees, want jy moes baie goed gedoen kry met 'n limited hoeveelheid tyd. Ja, absoluut. As jy nou nog skool en besigheid en dan nog sport en goed by dit sit. Dis baie goed wat gedoen moet word in 'n baie limited hoeveelheid tyd. So jy moet effektief wees met jou tyd. Absoluut. Julle maak my 'n miljonair storie. Het julle dit geniet? Dit was 8 maande van julle lewe. Ja, dit was lewe. verskriklik baie geniet. Dit is so vinnig verby ook gegaan. Ja, en as mens iets geniet, dan gaan dit maar vinnig verby, ongelukkig. En as jy nie van iets hou nie, dan vat dit soveel langer om verby te gaan. So die feit dat dit vinnig verby gegaan het, dit beteken baie en dit wys net hoe baie ons dit geniet het en hoeveel ons werklik geleer het. Ek het 'n paar boeke uit ek vol geskryf van my notas wat ek geneem het. Jy kan dit net so publish en dan. Ja. Cheat sheet vir maak my miljonair. Ja, dit is 'n baie idee. Ja. Dit vir die volgende generasie. So julle sê julle het geniet. Vertel vir my soos wat was van die highlights van Maak My 'n Miljonair in die laaste 8 maande? Wat is van die goed wat jy vir ewig saam met jou gaan vat? Wat is van die goed wat jy baie geniet het, wat jy baie geleer het? Kom ons begin dalk sommer by jou. Philip. Definitief die challenges oom. Ek moet sê ek het nuwe vriende ontmoet, veral soos Enzo en Roan. Roan het eintlik nou die dag na ons 'n rek vra sal toe vra hy my hoe was die toets? Toe dink ek myself as dit nie was Maak My Miljonair nie, dan sou ek nie vriende gehad het in Parel wat vir my veral was my toets nie. So dit was vir my goed geweest. Ek het daarvan gehou om saam met nuwe like-minded mense deel te neem aan challenges en te kyk hoe sien hulle die lewe en dit het 'n groot impak op ons gemaak. Maar ons het vriende verloor hierdie jaar eintlik net omdat ons agtergekom het dat hulle nie is waar ons wil wees nie. Maar intussen het ons nuwe vriende ook weer gemaak. So dit was vir my iets wat uitgestaan het met die hele journey en dit was my regtig lekker geweest. Ja, die brandbank was vir my nogal, dit was lekker geweest. Toe ek vir Philip waar die diep water kon red, toe hy nie geweet het wat sy syfers nie. Ja. Ons het dit so voorberei dat hy die syfers praat want hy is besig, hy het rek, so hy weet. En daai oggend het dink ek moet net oor die syfers gaan, maar net vir ingeval. En ja, so dit was my nogal, dit was interessant hoe jou planne kan verander, en hoe 'n mens oopkop moet dink. Dit leer 'n mens om oopkop te dink en groter prentjie te kyk en nie net met klappe te kyk en net jou doel nie, jy moet wyer en breër kyk. So dit het nogal 'n groot indruk op my gehad. En dan vir my die lekkerste of die mees betekenisvolle oomblik in die Maak My Miljonair was daar toe ons by Gedini gestaan het daai oggend toe die son so opkom. Ja, dit was vir my wonderlik geweest en om te sien hoe ander mense ook hulle geloof deel, want 'n mens kon so uitkyk oor hoe mooi die Here die aarde geskaap het en 'n mens kon dit deel met ander mense wat ook dieselfde uitkyk op die lewe as jy het. En dit is lekker om dit te sien dat daar wel sulke mense is want ek dink soveel keer in skool kan 'n mens so verlore raak met mense wat nie noodwendig dieselfde uitkyk oor lewe as jy het nie en dis ook hoekom ons baie van ons vriende verloor het. Ek en Philip, ons was deel van 'n groot groep vriende, maar toe ons die oomblik toe ons van die challenges van daai 10 dae teruggekom het, toe sê ek vir hom, ek dink ons gaan met daai ouens tyd spandeer nie, want ons het nou hier agtergekom, daar's ander mense daar buite wat op 'n beter vlak dink of 'n helderder uitkyk het oor die lewe en nie noodwendig so negatiewe lewe het nie. En dis ook een ding van hom Albert wat die hele tyd glimlag en so positief is. En dit het ons net gemotiveer om ook
daai mense een kant toe te skuif, maar dit is jy moet daai besluit maak want op die einde van die dag gaan hulle jou net terughou as jy dit nie doen nie. Ja, so ja, dit het nogal 'n baie groot impak gehad. So ek tel van albei van julle op wat jy gesê het is daai mense wat jy ontmoet, die mense wat saam is. Jy het nou ook genoem daai moment. Jy weet en wat vir my special is van daai moments is om net 'n bietjie 'n stilte gap te vat. Ons lewe is so besig met social media en jy weet mense wat heeltyd met jou praat en die pace van lewe is so vinnig om net 'n gap te vat en ek hoop ek het daai by julle geïnstal dat julle dit elke dag of elke week of at least elke maand sal doen waar jy net 'n moment vat en stil bly en net gratitude het vir waar jy is in die lewe want dis vinnig om vasgevang te word vir alles 'n entrepreneur en wat jy nog alles wil achieve heeltyd Ja, en en jy grind, en jy voel heeltyd ek's nog nie goed genoeg nie, ek's nog nie daar nie, ek moet nog groter, ek moet dit, ek moet dat. Dit is belangrik om baie keer net 'n oomblik van stilte te vat en te reflect op hoe ver jy gekom het en wat jy als geachieve het en om gratitude te hê vir die mense wat jou gehelp het om uit te kom en vir die skills wat jy het en die gawes wat jy het en om te sê ek appreciate waar ek nou is en om vir jouself ook dankie te sê vir die harde werk wat jy insit want ek voel baie keer is jy baie hard op jouself en dis nodig om daai gaps te vat. So ek's bly daai is 'n moment wat by julle vasgesit het. En as julle so praat oor vriende en so vriendekringe, ek het hierdie selfde ding gegaan in graad 11. Ek het my hele vriendekring gechange in graad 11. En dit was 'n tawe journey vir my gewees want ek was ook deel van 'n groot vriendekring. Ek dink dit was 11 ouens wat almal saam in dieselfde vriendekring was. En toe het ek geskuif na 'n vriendekring met 3 ouens. En dis 'n kleiner groepie, maar dit was 'n sterker groepie. Want as jy aligned goals het en jy het aligned values, dan kan jy soveel verder gaan. Ek dink julle moenie ophou om dit te doen nie. Julle het nou ouens ontmoet uit die Parel uit en wat Enzo is uit Brackenfell uit. So 'n klein plek, ja. En julle ken ouens uit Welkom uit en uit Pretoria en Johannesburg en Secunda en julle het nou oral mense ontmoet wat like-minded is en ek dink dis die lekker ding van Maak My 'n Miljonair. Ons gaan vind hulle want in julle skool is julle gelukkig dat in julle skool is dit julle 2 plus die ander 2 deelnemers wat saam met julle in julle skool is. So daar's at least 4 entrepreneurs in julle skool. Maar van die ander ouens vind hulle self in 'n skool waar hulle die enigste entrepreneur Ja, is. hulle is uitgesonder. En dis 'n baie lonely plek om te wees. So met Maak My 'n Miljonair gaan vind ons al daai's. Ons bring hulle almal bymekaar en nou is dit 'n groep van entrepreneurs wat almal dieselfde is. En ek wil julle encourage hou aan daai relationships bou. Van nou vir die Parel ver en dit voel soos 'n long distance vriendskap. Maar 5 jaar van nou af, 10 jaar van nou af, julle ouens kan al klaar bestuur en goed en jy weet as jy weer sien in jou besigheid so goed 'n oggendvlug Kaap toe en 'n middagvlug terug is weglaatbaar in jou expense, jy weet, in jou expenses. So eventually raak daai distances baie kleiner. Ek invest nou in baie property in die Kaap en dit raak nou so dat ek op 'n regular basis gou af Kaap toe gaan, daar weer terugkom. Daai distances raak minder. Maar as jy daai relationships kan bou, dan is it powerful going forward. Ja, maar ja, ek dink dit is 'n goeie move wat julle gemaak het. Voel julle lewe het nadat julle hierdie move gemaak het van julle close, jy weet, vriendekring. Voel julle lewe het meer positiwiteit of dryf of julle het meer power going forward? Absoluut. Ja. Kyk ek's maar 'n teruggetrokke ou. Nog my hele lewe lank. Nou Philip het nou so 'n bietjie verander, hy's 'n bietjie meer uit sy boksie uit. Maar ek's maar nog steeds teruggetrokke. So ek was deel van die vriendegroep, maar ek was nie noodwendig betrokke met alles wat hulle gedoen het nie. Maar deur net daar betrokke te wees, het 'n mens terughou. Dit hou 'n mens emosioneel terug. 'n Mens voel die hele tyd of daar iets is wat jy aftrek en jy emosioneel soos jou kop speel met jou as jy betrokke is by daai goed. So 'n mens se emosionele gesondheid is net soveel beter as 'n mens 'n positiewe uitkyk het en besig is. Omring met die regte mense. Absoluut. Ja, soos oom, kan jy oom se naam onthou nie, maar by die laaste werkswinkels
wat ook so gesê het, almal so negatief oor Suid-Afrika, maar as jy deur ander brille kyk, is dit eintlik so 'n wow plek en daai uitkyk oor die lewe maak 'n groot verskil. En wat ek gevind het, of wat julle nog sal vind in julle lewe en wat julle nou al reeds ge-experience het, is met Maak My 'n Miljonair in daai 2 weke wat ons getravel het en gevlieg het en wat julle saam met 28 ander hoërskool-entrepreneurs was 24/7, het julle deur 'n heavy change gegaan. Julle het verander. En wat gebeur is, wanneer jy dan teruggaan na jou ou environment toe, dan lyk jy vir die mense vreemd. Jy praat anders, jy kyk anders na die wêreld, jy dink anders, en dan het hulle 2 opsies. Opsie 1 is, hulle moet sê, ons sien jy praat anders, jy dink anders, jy loop anders, jy lyk anders, vertel ons meer. Ons wil leer. Wat het jy ontdek wat ons nie weet nie? Jy was nou op hierdie adventure. Kom deel met ons. Dis hulle een opsie. En dit sou die beste opsie wees. Die ander opsie is, jy lyk anders, jy praat anders, jy dink anders. Ja. Ja, dit pas my nie. Definitief, dis wat gebeur het. Ja. Either hulle kan leer en deel, of hulle kan reject. En dit is waardeur jy gaan jou hele lewe, veral as entrepreneur. En ek meen, as julle meer wil weet daarvan, kan julle net die comments gaan lees op my TikTok video's. Jy deel iets wat iemand se lewe kan verander. So. Hulle moet either besluit, dis waardevol, hulle ek koop wil in. leer, of nee, ek reject. Want dit match nie met my persepsie van die wêreld nie. En mense is moeilik om te verander partykeer. Hulle hou Dis van so. hoe hulle dink. Veral as daai groef in jou ingesny is en dit gebeur baie van kleins af. As jy so groot gemaak word, is dit baie moeilik, soos ek dink tot 21 tot 24 wat jou brein 'n spasie het om te ontwikkel, maar na dit om iets te verander is baie moeilik. Dit gebeur nie Dan net vat dit baie energie. Ja. Nou jy het net gesê die brandbank het jy so 'n bietjie gechange en jy het so 'n bietjie vasgehak op die brandbank met die nommers en goed. Hoe voel die brandbank vandag? Ja, dit is lekker cool. Ja, is baie cooler. Ek is eintlik nou excited om te sit. Daarso was dit meer van moenie 'n fout maak nie en toe maak ek regtig 'n fout. Julle het gekonker, julle het die journey deurgegaan, nou kom julle terug en sit weer op die brandbank in 'n hele ander mindset. Ja, ek Ja. moet sê die ligversorger help nog ons 'n bietjie. Ja. Dit is lekker cool hier binne. Ja. Kom ons break dit down. Baie mense hoor nou van julle journey, hulle hoor julle is 'n matriek, julle het julle besigheid bedryf, julle het so 'n bietjie genoem van die heuning wat julle verkoop. Daar is mense wat hierdie pot gooi luister wat nie julle op TV gesien het nie, wat nie die show gekyk het dalk nie. Ek neem aan meeste mense het op WRTV die show gekyk en het julle op die TV gesien, maar vir die wat nie het nie, gee my gou 'n breakdown. Ek ken obviously julle besigheid baie goed, maar net vir almal wat luister, verduidelik gou vir ons presies wat doen julle, hoe doen julle dit, hoe werk julle besigheid, wat maak julle besigheid anders? Gee ons die 1 minute elevator pitch. Okay, so ek en Philip het in 2024 deur 'n moeilike jaar gegaan. Ons albei het uitdagings ervaar, en toe het ons besluit om die besigheid te begin. Ons het begin om heuning te verkoop, want ek en my pa het 'n bietjie agtergrond in heuning. Ons het reeds toe kontak opgedoen, omdat ek allergies geword het, kan ons nie meer self heuning produseer nie, so ons het kontak vir groot kommersiële boere, en hulle verskaf die heuning aan ons. En wat ons heuning so spesiaal maak, is ons heuning kom uit Nylstroom uit, daar is 'n 300 km radius, waar daar geen landbou is nie, dit is net wildbedryf, so dis veldheuning, so dit is skoon, daar is geen pesticides en goed in ons heuning nie. Ons boer wat aan ons verskaf, doen ek vir 'n Arabiese prins, hy werk ook sy heuningkaste. Okay. Ja, so ons het dit nou onlangs uitgevind. En die prins het toe die heuning gevat terug Saudi-Arabië toe, hulle dit laat toets, en toe bel hy eendag vir die boere en sê baie geluk, jou heuning is van die beste in die wêreld. So ja, ons kan sê ons heuning is van die beste in die wêreld. Dis wat ons spesiaal maak. So ons verkoop heuning in glasbotteltjies, glad nie plastiek nie, en ons verkoop op die stadium meestal uit die hand uit. Ons verkoop aan 'n paar kleinhandelwinkeltjies, 'n waterwinkel. Ons het nou ook 'n eiendomsagent wat by ons heuning koop en dit vir sy kliënte gee. Ja, so dis dit. En soos wat ek altyd vir
kliënte by markte sê ek stap maar hulle dan sê ek wil oom die lekkerste heuning op aarde proe. Dan vra hy vir my nou maar hoekom is dit die lekkerste heuning? Dan sê ek kom proe gerus oom. En dan sê hy vir my maggies, jy's reg. Dit is die lekkerste heuning op aarde. So En die toetse Ja. bewys dit ook nou. Dus ja. Julle kan nou 'n nuwe slogan vir julle besigheid sit van eet dieselfde heuning as 'n Arabiese prins. ja, ek moet net sy naam kry. Ja. Royally tasted. Ja. Royally approved. Ja. Approved by the royals. Ja, okay, ek hou daarvan. En gee my gou 'n bietjie background so julle koop die heuning aan by die boer, julle bottel dit, julle verkoop dit. Hoe het julle op die naam gekom? Hoe het julle op die botteltjie gekom? Wat is julle besigheidsmodel in terme van hoe julle dit aankoop, stoor julle dit, doen julle op demand? Gee ons 'n bietjie meer background oor die besigheid. So hoe ons op die naam gekom het, ons was in FNB, ons wou 'n rekening oopmaak, besigheidsrekening oopmaak. En toe vra die vrou vir ons moet 'n naam gee. En ons het nie gedink vooraf aan 'n naam nie, en toe moet ons gou vinnig daar in 2 minute dink. Toe dink ons maar WMP, want ons Wian en Philip. Heuning, want ons verkoop heuning. So dit was maar dit was het ons aangetrek het, ons het so gegaan en ons het gekommit daarop. Die heuning is meestal in die kar. So ek het gewoonlik op 'n weeklikse basis so 50 tot 60 bottels heuning in die kar. Wat jy moet aflaai. Wat ek rondry en dan pauses of so dan as ek 'n tyd oop het by skool dan gryp ek 'n bokskaartmasjien en loop ek so rond en verkoop aan onderwysers en so. Wat nogal lekker is. En ons verpak dit ook natuurlik self. Ons het al geëksperimenteer op maniere om die heuning in die bottels te kry. Ons het eers begin met 'n emmer en 'n kraantjie en dan loop ons so draai, maar dit werk nie meer so lekker, dit is so baie lank. So nou gebruik ons 'n skep dingetjie so en dan gooi ons dan dit vinnig sonder om te mors. Dan draai ons hom en sit ons die stickers op. Dit is eintlik 'n lekker proses. So en hoeveel liters koop julle dit aan? Ons koop so 100 kg op 'n slag. In kilogram? Ja, dis in kilogramme. Ja, so want ons verpak dit in glasbotteltjies en een psigologiese rede hoekom ons dit in glasbotteltjies doen, is dit voel swaarder. So dan voel dit of jy meer kry van wat jy soos jy kry jou 500 gram heuning, maar die botteltjie self weeg 250 gram. Voel bietjie duurder. Ja, so nou voel dit nou kry jy 750 gram se heuning teen die prys van 500, maar dit is 500 gram. Dit voel net swaarder, so dit werk bietjie op 'n psigologiese manier. En jy het gesê jy skep dit in sonder dat jy mors. Ja. Ja, en health and safety word toegepas, handskoene, ek dra masker. Nou, hoeveel kilogram se heuning het julle in hierdie jaar aangekoop? Net ballpark. Het julle so 'n idee? Ek dink tussen 800 kg en 'n ton heuning. Definitief. Daarop. Ton heuning. Ja. Ek wonder as jy dit as op een slag moet sien, hoe lyk 'n ton heuning? Dis seker so vol soos hierdie kamer. Ja. Net vol heuning. Om wag vir oom te idee te gee, kan ek hierdie ding vat hierso. Ja. So net om vir die luisteraars 'n idee te gee, hier is omtrent 30 kg heuning. Wel 30 kg, so 'n bietjie. Net so. Ja, dalk so 25, Ja. want die emmer is nie so wyd as sy basis nie en hy's bietjie hoër, maar ja, so. So dis omtrent so. So dis nogal gaan redelik baie wees. 'n Ton is baie. Ja. Nou, gee vir ons 'n breakdown toe jy ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair. Waar het julle besigheid gestaan? Hoeveel geld het julle gemaak? Hoeveel heuning het julle ingebring op daai stadium per maand of wat was julle profit en turnover? Gee vir ons 'n idee van hoe julle besigheid gelyk het toe julle ingeskryf het vir Maak My 'n Miljonair en dan hoe het julle besigheid gelyk aan die einde van Maak My 'n Miljonair? Hoeveel kilogram heuning het julle toe ingebring? Hoeveel het julle verkoop? Wat is julle profit turnover? Wat is daai difference in julle groei van die Maak My 'n Miljonair projek? So, toe ons Maak My 'n Miljonair begin het ons hier in die ballpark so gemiddeld het ons so R2700 se turnover 'n maand gedoen. So dit was so R1200 wins. Maar ek weet ons het 'n maand het ons onder R1000 wins gemaak. En op daai stadium ons dink, yes, ons doen goed. Ons is besig. Hoërskool-entrepreneurs ekstra R1000 'n maand. Ja, ons dis omtrent daai so een emmer 'n maand. So dis so 25-30 kg se heuning op 'n maand. Wat relatief baie was op daardie stadium. En so die kompetisie het aangegaan en op die stadium staan ons nou by so R19,700 se average 'n maand. Ja, so dis so R9,200 se wins 'n maand.
Ja, en ons koop op die stadium nou maar 100 kg, so dis 3 tot 4 emmers hang af hoe vol hulle die emmers maak. Ja. So julle het gegaan van R2000 'n maand na R19,000 'n maand Yes. Ja. in 8 maande. Ja. Julle kan trots wees op dit. Ja. In matriek, Dankie, hoor. om jou besigheid te groei soos dit. En om te dink, jy het nou gepraat van siviele ingenieurswese voor ons die podcast begin het. R19,000 'n maand is amper daar. Ja, Dis 'n ingenieurssalaris basically. salaris, Ek weet ek het begin, my eerste salaris wat ek gekry het toe ek gewerk het as ingenieur was R23,000 'n maand. So nog so 1 of 2 kliënte dan replace hulle 'n ingenieurssalaris Ja. met heuning as hoërskool-entrepreneurs Net so. in 8 maande. Wys net wat's moontlik. As jy 'n passie het en jy kan werk na 'n doel toe, jy werk effektief in die regte rigting, dan is enigiets moontlik. Dit is iets om op trots te wees. Julle twee manne het baie goed gedoen. En dis 'n groot groei. En ek sien uit na waar dit nog gaan gaan. Ja. Sê vir my, as ek van elkeen van julle kan vra, julle het nou baie geleer tydens Maak My 'n Miljonair. Julle het nuwe mense ontmoet, julle het 'n great experience gehad, soos wat julle nou verduidelik het. Julle het van 30 kg heuning na 100 kg heuning toe gegaan. Tydens die hele Maak My 'n Miljonair proses, julle eie ervaring wat julle gekry het in die besigheid, al die challenges, brandbank, alles wat julle gedoen het. Is daar een les wat jy kan vat uit hierdie hele journey uit wat jou lewe verander het en wat jy graag sal wil deel met almal wat luister na die pot gooi? Een les wat jy dink soos hierdie ding het my lewe verander en ek dink hierdie les kan ander mense se lewe ook verander. Absoluut. Definitief, so ek sal sommer begin. Ek het geleer om altyd positief te bly en nie vir daai klein stemmetjie te luister wat vir jou sê jy kan dit nie doen nie. Ek meen hierdie jaar baie keer deur die jaar moes ons daai klein stemmetjie afskakel en sê okay, ek gaan nou hierdie bottel heuning verkoop aan 'n vreemdeling. As daai klein stemmetjie daar was en jy is nie positief, dan gaan jy nie die bottel verkoop nie. So jy kan alle kennis hê wat jy nodig het, maar as jy bang is of jy luister vir daai klein stemmetjie, dan gaan jy nie die bottel verkoop nie. So ek hou daarvan om positief te bly elke keer en daai klein stemmetjie wat noem jy dit? Af te skakel en 'n positiewe stemmetjie vir myself te maak. Hoe doen jy dit? Want baie mense wat nou luister het so klein stemmetjie en hulle luister na hom en hulle is nie positief elke dag nie. Hoe doen jy dit? So wat ek doen is ek hou daarvan om my vorige wenne te celebrate. Nog voor dan sit jy in daai gevoel van hoe voel dit om te wen en dan raak jy ook jy kry energie. So wat ek doen is as ek dink ek gaan dit nie maak nie, dan dink ek maar ek het nou die dag dit gedoen en sê yes. Dan as ek vol energie en ek voel lekker. Of ek celebrate gewoonlik 'n terugslag. As iemand vir my nee gesê het, dan celebrate ek dit en dan reflect ek hoekom en wat kan ek verander. En dan voel ek beter en dan kan ek na die tyd iets beter doen om 'n ander ja te kry. So gebruik vorige wenne as proef. Ja. En Wian, wat sou jy sê is die grootste les wat jy kan vat van hierdie wat jy saam met jou gaan vat vir die res van jou lewe? Ja, Philip het half my antwoord uit my mond uitgesteel daar, maar ek kon daarom dink aan nog 'n belangrike ding is gebruik die geleenthede. Al soveel keer wat geleenthede na jou kant toe kom, wat 'n mens bietjie hesitant is en jy wonder, okay, nou gaan ons dit doen, moet ons dit doen? Ja, so hierdie Maak My Miljonair storie het na ons kant toe gekom en ons het die geleentheid gebruik. Toe ons hoor oom Albert kom daai Vrydag na ons skool toe, sê ek van okay, maar ons moet vir Albert, ons moet indruk maak. Ons moet hom voor die tyd kry voordat enige iemand anders met hom kan gesels. Ja. En ons het daar in die parkeerarea van die skool in die kar gesit en toe sien ons hier kom ons se Land Rover in. En ons klim toe uit en ons het julle geweet waar ek gaan park? Daar's multiple entrances by julle skool. Ja, ons het geraai want dis waar ons mag parkeer. Okay. Hy kon daarom toe ook al bestuur. Ja, so ons het maar 'n wild guess gevat en gelukkig. Dit was lekker om julle manne toe al te ontmoet. Dis baie min dat ek, want baie keer die entrepreneurs wat inskryf vir Maak My 'n Miljonair het iewers agter in die saal gesit en dan kry ek net die inskrywingsvideo. Dis vir my lekker om julle te ontmoet op die dag voor die talk en julle het my daar ingewag, hand geskit, bietjie gesels, toe die talk gedoen, toe die inskrywingsvideo gekry en toe gaan julle all the way tot by Gala. So dit was lekker vir my om die journey saam met julle te stap van daai punt af tot op die event waar julle nou daar by die Gala aand
kon celebrate die jaar se sukses. Ja, so ja, dis vir my 'n baie belangrike ding is om die geleenthede te gebruik. En deurloop was daar ook ander geleenthede en baie mense dink okay, maar ek het al so ver gekom, ek hoef nie nog verder te gaan nie. Soos die kragdag, dis 'n geleentheid en die ding is mens moet dit aangryp. Ja, daar's soveel nuwe geleenthede van daar af ook gekom wat mense dan weer, want op geleenthede kom nog geleenthede en jy moet dit net die hele tyd aanhou om dit aan te gryp en nie te dink okay, maar ek het nou al ver genoeg gekom dit. En dit speel op wat hy ook gesê het van die klein stemmetjie. Yes, absoluut. Want jy het daai stemmetjie wat sê, soos jy nou sê, nee, ek het ver genoeg gekom, ek vir die geleentheid. En gaan ek nou weer vandag my skoolklere aantrek en jy weet jy dan kom doen en jy weet hier wees, gaan ek nou vanaand daai ekstra paar ure in sit om hierdie heuning te pak en jy weet so daai ding speel 'n rol. En ek hou van wat jy gesê het van om dit te counter, kyk na jou vorige wenne en gebruik dit as evidence van jou sukses en kyk ook na jou vorige losses, celebrate dit en leer daarvan. Hoe motiveer jy jouself om die geleentheid te gryp? Dit is maar baie soos wat Philip gesê het. Jy wil altyd beter doen en jy wil verder gaan. So dit motiveer 'n mens want 'n mens kyk nou na iemand soos oom Albert, mens kyk na oom. Jy sê eers hoe het oom daar uitgekom? Oom het nie teruggelê nie. Oom het die geleentheid aangegryp. So dit is ook maar om rolmodelle te hê en mense, mentors na wie jy kan opkyk. Dis 'n baie belangrike ding om te hê en dit motiveer 'n mens ook om daar uit te kom. Ja. Okay, so motivering, kry rolmodelle, kry mentors Yes. wat jou kan motiveer en vir jou kan wys hierdie is ook moontlik. Ek hou daarvan. Wat is een ding wat julle in besigheid doen? Soos iets wat julle besigheid uniek doen, 'n persepsie wat julle het oor besigheid, 'n mindset wat julle het oor besigheid, 'n manier hoe julle besigheid doen wat anders is as almal anders. Iets wat julle doen wat almal anders sê, nee. Maar julle dink dis reg. Soos 'n mindset wat julle dalk het oor besigheid. Wat julle doen wat ander mense is soos 'n unpopular opinion wat julle het oor besigheid. Ek weet nie hoe unpopular hierdie is, maar dis 'n voorbeeld wat ons gedoen het nou uit onlangse verlede ook, is daag op by 'n plek en gaan praat met die mense. Ons het dit by Pleite gedoen en ons het daar opgedaag. Ons het nie regtig, ons het 'n plan gehad, maar ons het nie gedink okay, as maar ons gaan nou met oom Petrus hier gaan staan en selfs die eienaar van Pleite nie. So ons het daar opgedaag en ja, ons het nie afspraak gehad nie en ons het sy blad geskit en hy gesê kom in na my kantoor toe, kom ons gesels. Ja. So ek weet nie hoe unpopular dit is en of mense net altyd dalk dink jy moet 'n afspraak maak of jy moet eers na 'n winkel toe gaan en dan daai mense se inligting gaan kry en dan met die food chain opgaan nie. Maar ja, dis gaan direk na die source toe. Ek hou daarvan. Ja. Dit is 'n unpopular opinion. Want meeste entrepreneurs is soos van hulle gaan 'n bemarkingsstrategie bymekaar sit en hulle gaan eers hierdie ads uitsit en dan gaan hulle eers hierdie WhatsApp stuur en dan gaan hulle hierdie e-mail bystuur en dan is ek soos van hoekom stap julle nie net na die ou toe nie? Ja. Dan is soos van nee, ons moet eers, jy weet, en mense probeer alles doen behalwe om daai persoon direk te sel. En ek dink dit kom maar van 'n punt af van jy's onseker dalk, jy het dalk nie daai confidence nie. Jy wonder oor of jou produk reg is of jy's bang vir rejection. Ek dink dis maar 'n kombinasie van al daai faktore, maar mense probeer alles doen behalwe Dit wat gedoen moet word. om direk te gaan en met daai ou te gaan praat. En ek dink ek weet nie voor die brandbank en voor maak my Sou ek nie weer gedoen het. so julle dalk okay. Ja. So dit is daai experiences Ja. en kragdag waar jy moes staan en goed verkoop aan mense wat jou amper meer confidence gee om dit te kan doen in die toekoms. Ja. Absoluut. Ek Ja, hou dit het daarvan. ons natuurlik al hierdie hele journey het ons spesifiek reggemaak vir daai oomblik om net in te stap, die music te face en te sê hier's ons het 'n great produk. Wat dink oom? Ja. Ja. Ja, ek hou daarvan en dit vat guts en dit vat selfvertroue. Wat lê voor vir die volgende 5 jaar vir julle? So oom, wat ons nou gedink het, hoe ek dit sien. Ek voel ons wil die volgende 5 jaar vat en alles in die besigheid terwyl ons studeer. En ons wil die besigheid kry op so 'n punt dat dit ons nie meer nodig het nie.
Dat dit soos want hulle sê mos 'n besigheid is suksesvol as hy nie staat maak op jou nie. So dis ons doel en dan ek wil nog besighede begin. Soos my eie beleggingsfirma en goed soos dit. So dan wil ek teen daai al klaar daai fase gebou het waar WMP heuning my nie meer nodig het nie. Ek dink dis ideaal. As 'n student het jy baie min pressure op jou. Almal is soos van, nee maar hulle swat nou, hy's 'n student. Jy weet, los hom uit, hy's 'n student. Jy betaal nie vir jou huis of jou kar of jy hopelik betaal jy nie vir kinders nie. Jy weet so jy's 'n student en dit is die beste tyd om jou besigheid te kan bou. En as jy 'n besigheid kan bou wat self-sustainable is, by die tyd wanneer jy klaar geswat het, dan kort jy nie 'n salaris nie. Dan is 'n salaris wil ek of wil ek nie. Dan is 'n salaris 'n keuse. Dan is dit nie 'n moet nie. Dan is jy nie afhanklik daarvan nie. En dit gee jou meer opsies. Dan kan jy van daar af dan jy opsies. Jy kan nog steeds gaan werk vir 'n baas as jy wil en ek sal altyd sê is goed om daai experience te kry, at least vir 'n paar jaar. Sien hoe is dit om te werk vir 'n groot corporate ensovoorts. Of jy kan sê ek hoef nie. Ek is in die posisie om 'n keuse te kan maak. Ek is in die posisie om vryheid te hê oor my eie lewe en my eie toekoms. So ek dink as julle dit kan afpoel, sal dit awesome wees. Ja. En ek dink julle kan. Ek dink julle is definitief. Julle staan al op 18 'n maand. So julle is amper daar sodat julle albei al ingenieurssalarisse kan kry uit dit. So ek dink as julle dit so kan set up dat dit op sy eie kan ran, dan het julle keuses. Julle het opsies. Ek dink julle gaan definitief afpoel. Ek sien uit om te sien hoe daai journey verder gaan. Ja, en dit bring nou by 'n vraag wat ek vir oom graag wil vra. Is nou wat Philip ook noem van die ander besighede wat hy wil begin. En ek het ook al 'n paar idees en ek worstel nou, wanneer begin jy met jou tweede besigheid? Oom het nou al 'n paar besighede. Wanneer het oom gedink, okay, maar nou is ek reg om my volgende besigheid te begin? Exactly wat julle plan is, wanneer hierdie besigheid op sy eie twee voete kan staan. Okay. As jy twee babatjies het wat nog nie kan loop nie en jy moet hulle albei voer, dan is dit rof. Moeilik. Ja. Waar as jy een babatjie kan grootmaak, dat hy op sy eie twee voete kan staan, hy's 16 jaar, 18 jaar oud, hy's nou volwasse, hy kan uitgaan in die lewe en hy's independent. Dan kan jy sê, okay, Nou is dit tyd. nou is dit tyd vir die volgende een. Die ding is, enige besigheid soos wat julle hierdie jaar geleer het, vat baie tyd en energie. En sodra jy tyd en jou energie begin verdeel op 2 of 3 of 4 besighede, dan kry nie een van daai besighede genoeg tyd en energie om actually suksesvol te wees nie. So jy wil seker maak jy sit genoeg tyd en energie in een besigheid in totdat hy op sy eie twee voete kan staan en dan kan hy aangaan. Dan het jy weer tyd en energie vir die volgende een. So ek dink julle doelwit is reg. Om op daai stadium te kry en dan kan jy aanbeweeg na volgende besighede toe. Het julle doelwitte bereik wat julle gehad het aan die begin van Maak My 'n Miljonair? Waar julle nou sit? Oorskry, dis ver. Ja, ek dink ons het al ooit gedink dat ons R19,000 'n maand se turnover sal doen nie. So En hoeveel profit is dit about 'n maand? Dis so 9,200. Ja, about R10,000 se profit 'n maand. Ja, so ek sou nooit dit kon indink. Nee, en dis ook weer eens nou maar net die persepsie wat daar buite geskep word. Is jy's nog op skool, jy moenie nou oor daai goed. Jy moet dit nie nou doen nie. Dis nie nou jou tyd nie. Jou tyd gaan kom. So ja, ons het dit definitief ver oorskry. Ek meen ons doelwit aan die begin van die jaar was om net 50,000 te kan maak. Want ons het eintlik hierdie begin net vir matriekvakansie. Ja. Okay. En nou is dit nie meer net gefokus op matriekvakansie, nou is dit soos 'n lifelong empire wat ons wil create en ons het dubbel dit gemaak al as wat ons beplan het om te maak. So, Perfek. So het julle 'n lekker matriekvakansie? Ja. Waar gaan julle? Ons gaan af Witstrand toe en dan gaan ons af Stilbaai vir so rukkie daar 'n bietjie gaan kuier. Ja. Okay. En julle het geld in die sak. Ja, ons kan gaan doen wat ons wil. Like julle het vry. Julle kan lekker matriekvakansie hê. Hoef nie terug te bel huis toe en te sê, jy het vir my nog 1,000. Ja. Julle het julle eie besigheid, julle eie geld. Ja, ons is in 'n bevoorregte posisie want baie mense het ook nie daai voorreg nie. Ja. Maar dit is ook jy moet daai voorreg create op die einde van die dag. Ja. Dis jy kom dalk uit 'n moeilike agtergrond af soos oom Albert, maar oom het daai voorreg wat hom nou het oom self create, maar dit vat werk. Dit kom nie net nie.
So ja, ons is in die bevoorregte posisie om dit te hê. Ja, ek sê altyd vir mense wat sê, ja, jy weet, jou coaching is so great, want kyk net hoeveel persent groei het al hierdie besighede, dan sê ek vir hulle, dit is nie my coaching nie. Ek gee net tips en tools. Ek is net 'n mentor wat sê, hier gaan daar. Dis jy wat Dis moet julle implementeer. wat die werk insit. Julle het die heuning gepak tot laat in die aand. Julle het vroeg opgestaan, julle het dit verkoop. So julle het verdien om hierdie voorreg te hê, want julle het die werk ingesit om hier te wees. Julle kan trots wees op julleself. Ek dink julle is 'n groot inspirasie vir julle skool ook. Ek het julle video gesien waar julle gepraat het met die hele skool. Hoe is dit om terug te kom by die skool met 'n groot check? Nee, dit was lekker geweest. Almal kyk, hulle koppe draai, want ja, daai oggend die matrieks, daar was niks matrieks by die skool gewees nie. So ons het daar by die skool ingery, ons het gaan parkeer. Ons het die check uitgelaai en almal se koppe uitgedraai en gewonder nou wat sou hierdie twee matrieks hierso. Dis nie nou, hulle moenie by die skool wees nie. Ja, dit was lekker. En dan staan ons ook buite die personeelkamer en dan kom die onderwysers uit en dan sê hulle baie geluk en soos wow, dit is so inspirerend. So dit was lekker geweest. Stap julle daar deur die skool soos die OG's Ja, met 'n groot check in die hand. Is dit as ons nou praat van daai talk wat julle gedoen het by die skool. Wat was die impak in die skool hierdie jaar? Dit was die eerste keer dat ons julle skool besoek het. Die eerste jaar wat Maak My 'n Miljonair by julle skool 'n draai gemaak het. Obviously van daai dag af was daar 'n impak onder die skoolleerders en julle het ingeskryf, maar julle testimony en julle journey, wat se impak dink julle het julle agtergelos in julle matriekjaar by julle skool en wat se impak het dit gemaak vir die leerders by die skool in terme van entrepreneurskap en besigheid en 'n motiveringsstorie. Sou julle sê julle kan sien daar's 'n daadwerklike impak by julle skool gemaak? Ja, vandat ons deelgeneem het aan hierdie kompetisie, ek weet van 5 of 6 nuwe besighede wat 'n oorkry nou begin het. Ja. So ons het eintlik 'n plan gehad. Ons het gedink ons gaan volgende jaar bietjie, ons wil kyk of ons kan reël of ons een keer 'n week daai groepie kan mentor en kan regmaak vir Maak My Miljonair. Want ons het al die journey gestap, so ons kan vir hulle 'n bietjie meer geruststel en gereed maak vir soos die brandbank en ja, so ons sien uit vir dit. Dit het 'n baie groot impak op ons skool gehad, want ook daai R10,000 wat die skool nou gewen het ook dit dra gewig in die skool. Toe ons daar buite die teater gestaan het en met ons 2 van ons onderwysers gestaan het wat hoog op is in die bestuur van ons skool, het ons bietjie gesels en gewonder nou wat gaan hulle met hierdie R10,000 maak sodat na 'n goeie doel toe gaan. En op die einde van die dag het hulle ook tot die conclusion gekom is ons het nou die geld, ons moet dit op 'n manier laat groei. En dit bring ook die besigheidsaspek in, is jy het geld, maar jy kan dit of gebruik en die geld word minder, of jy kan dit gebruik en die geld word meer, deur dit te invest in goederes wat vir jou gaan waarde terugbring. En op die einde van die dag, daai waarde wat dan gaan terugkom na jou skool toe, gaan ook terug in die skool in vir minder bevoorregte mense. So ja, dit dra gewig in die skool definitief. En dis vir my great om te hoor. I mean dat so iets soos dit 'n groot impak kan maak, nie net in 'n skool nie, maar ek dink dan in die breër community, want as jy vir my sê daar's 6 nuwe entrepreneurs, daar's 6 nuwe mense wat 'n besigheid bou, wat mense gaan employ, wat vir mense werke gaan gee, sodat hulle kos op die tafel vir hulle kinders kan sit. Dis 'n massiewe impak. Absoluut. So nee, well done manne, julle het 'n goeie jaar gehad. Ek dink julle het nie net 'n matriekjaar gehad waar julle matriek gekry het en dit gepas het nie, maar dit gegaan het nie. Ja. ek dink julle het in julle jaar, dis 'n spesiale jaar vir julle, want dit was die eerste jaar wat Maak My 'n Miljonair daar was, maar dit was ook julle matriekjaar. So ek dink julle het 'n legacy gelos by julle skool wat vir generasies nog 'n impak gaan maak in daardie skool. Want julle was altyd die eerste ouens van julle skool wat hierdie ding gedoen het. En ek hou van julle idee om 'n bietjie van 'n entrepreneurklub te hê by die skool waar julle kan terugploeg en dan sien julle een keer 'n maand hulle of een keer 'n kwartaal. Hulle kan aangaan op hulle eie en weer, jy weet, hulle eie meetings hou, maar as julle ek dink dit sou tel baie vir 'n skool as 'n oud leerling terugkom en sê dis wat ek achieve daar buite.
kom ek leer julle, kom ek gee terug. Ja, want op die einde van die dag, baie van hierdie ouens wat nou hulle eie besigheidjies begin, is ook mense wat nie noodwendig deelneem aan sport en kultuur noodwendig nie. Ek weet van die mense is nie groot name in die skool nie, so dis gewoonlik die kleiner kinders, dalk fisies en in hulle bekendheid of hulle populariteit in die skool. So om aandag op so 'n manier aan hulle te gee dan, dra ook baie by hulle, want hulle voel nou, hulle beteken iets en daar gee actually iemand om oor my, wat hulle dan gaan help, dat hulle dit ook kan oordra en aan iemand anders doen, want ons sien nie noodwendig al die mense, nie, want ons het nou te doen met dan mense wat besigheidsjies gaan begin, as ons nou hier by die skole gaan praat, en bietjie gaan help, maar nie noodwendig almal het dan 'n besigheid nie, so daar's van die kinders wat verlore gaan, maar hierdie kinders wat nou met ons te doen het, kan dan weer uitgaan en daai kinders gaan help. So ja, 'n mens wil soos oom, 'n mens wil die wiel aan die rol kry en 'n ripple effek in die skool instuur. Ek hou daarvan. Nee, trots op julle twee manne. Julle gaan nog baie goed doen in die wêreld en in Suid-Afrika en julle doen al reeds. En vir my was dit lekker om te sien hoe julle gegroei het. Ja, julle besigheid het baie gegroei, maar as mense. En tydens die uitdagings en die tyd wat ons saam spandeer op die pad en op die vliegtuig en so, kan ek regtig sê julle is twee stand-up gentlemen, as ek dit soos dit kan sê. Ek dink julle is 'n goeie voorbeeld vir enige jong seun. Die manier hoe julle julleself dra, die manier hoe julle praat, die manier hoe julle, jy weet, kyk na die mense rondom julle en julle spanmaats, die manier hoe julle uitkyk vir almal wat op die toer was. Ek het in die begin van die toer het ek gesê, julle ouens wat matriek is, kyk uit vir die res, en ek het julle gechallenged daarop, maar julle het regtig gestep up en dit gevat as julle rol. So ek wil julle congratulate, julle het uitstekend gedoen hierdie jaar. Ja, julle het profit gemaak, ja, julle het geld gemaak, ja, julle het julle besigheid gegroei, maar ek dink julle karakters, vandat ek julle ontmoet het daar by die skool, buite die kar tot waar julle nou is, het baie gegroei. Dis amper asof ek julle amper nie kan herken van waar julle was nie, en dis vir my lekker om daai journey te sien. En ek wil vir julle sê, dit was vir my 'n eer om saam met julle te werk. As ek kan dink aan 'n goeie voorbeeld van 'n jong man in matriek, dan sal ek sê, dis julle het regtig, die beste manier hoe ek dit kan vrys is upstanding gentlemen. Dankie wel. Ja, en dit is ook oom se voorbeeld, oom het gelei, en ons kon net in oom se voetspore trap. Ons is nou nog nie, ons skoene is nou nog nie so groot soos oom se nie, maar ons sien iemand na wie ons kan opkyk en ons probeer dit volg, want mense sien die impak wat oom het en dit maak jou honger in jou wakker. Ja, so ons kan net vir oom ook dankie sê, en dit is vir ons ook 'n voorreg gewees om deel te wees van hierdie kompetisie en op die reis saam met oom te gaan, oom te beter leer ken, oom se vliegtye wat oom wil vlieg en al daai lekker dinge. Ja, so dit was merkwaardig geweest. Ja, groot voorreg, awesome journey. Dankie vir julle twee ook. Ek sien uit om te sien waar julle journey gaan en wat julle nog alles gaan achieve. En ek sien uit om te kan kyk hoe dit gaan en om nog die pad saam met julle te stap. Dit was lekker om met julle te gesels. Ek weet julle is 'n groot inspirasie vir julle skool, maar nou kan die res van Suid-Afrika ook hierna luister en ek weet julle gaan 'n groot inspirasie vir die res van Suid-Afrika ook wees. Dankie oom. Julle het geniet? Baie. Was dit lekker? Ja. Is nog enigiets wat julle wou sê? Ek het vir hom dankie gesê. Ek wou dit graag doen. So, Okay. Ja, enige laaste message vir die jeug al buite? Gryp jou drome aan, skus. Gryp jou drome aan. Geen droom is te groot nie. En 'n voorbeeld is Donald Trump. Toe hy begin het hy 'n prentjie gehad, sy droom was baie groot en hy het suksesvol geword in sy droom. So gryp jou droom aan. Moenie dink is te groot nie en jy gaan suksesvol wees. Moenie luister vir daai stemmetjie nie. Gryp die geleentheid. En hou net aan hard werk. Dit laat my dink aan 'n quote wat sê, if your dreams don't scare you, they're not big enough. So jy moet groot drome hê, maar jy moet hard werk ook. So dis wat ek sou sê. Dis nie 'n beter manier om die pot gooi op daai noot te eindig. Dankie julle. Dankie. Awesome. Dankie oom. Was hy?